as gemeente oor nederigheid. Ons gaan eers uit die Bybel saam lees en daarna gaan ons saam bid. Filippense 1, ons lees van vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan, en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. Dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou ook van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê. Een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Net tot sover. En dan volg die lied, vers 6 tot vers 11, wat jy by die huis gaan lees, wat beskou word as die hoogtepunt van hierdie brief, wanneer die prentjie van die Here Jesus vir ons gegee word. 'n lied oor hom gesing word. Vandag eindig ons eers hier. Volgende week BV gaan ons verder, so u kan jouself voorberei op daarop. Kom ons word stil, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon, Here, in ons harte leef Psalm 122, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Dit is vir ons so vreugde, Here, om saam te wees, saam met u kinders. Om mekaar se hande te vat, saam te kniel voor u te verheerlik. U wat u liefde in ons harte uitstort, u ook teenoor mekaar hier uit te leef en te sien en te ervaar. Dit is so kosbaar, Here. Here, aan u kom toe al die eer, die lof van ons harte, die blydskap van ons harte. Ons wil u met vreugde besing, omdat u God is. Ja, Here, selfs die weer, die omstandighede herinner ons aan die koue van hierdie wêreld. Maar ons harte is brandende vir u. In 'n wêreld wat doods is, soos wat ons in elke herfsblaar sien wat afval op die grond, bring u nuwe lewe. Ook vandag, wanneer ons uit die Bybel lees, verkoop u ons. En dankie Here Jesus, dat u met ons besig is, dat wanneer ons die Bybel lees, dit nie maar net soos 'n boek of 'n geskiedenisboek is nie, dit is die lewende, kragtige woord wat u vir ons gee, waarmee u ons gesindhede, ons harte verander, sodat u ons kan uitstuur in hierdie wêreld om u hande en die mond te wees, u dienaars te wees, u volgelinge te wees, die draers van hoop en van lig. En Here, rus ons opnuut nou daarvoor toe. Maak ons gehoorsaam aan u, Here. U ken ons harte, Here, en het ons nogtans lief. Maar Here, vandag bid ons ook vir hulle wat in die besonder die hulp en bystand nodig het. Ons bid vir hulle, Here, wat siek is en wat pyn ervaar. Here Jesus, u ken pyn. Ons vra, staan hulle by en wees hulle genadig. Klein
en groot, wat operasies ondergaan het en wat herstel na operasies en wat hulp en bystand nodig het in hulle omstandighede. Hulle wat worstel met probleme en Here met uitdagings, met werksomstandighede wat moeilik is, met verhoudinge wat moeilik is om te hanteer. Skenk hulle die lig en die waarheid om hulle te lei. Ons bid vir nie besonder vir ons bejaarde lidmate wat in hierdie wintertyd die hulp en bystand nodig het. Vir hulle wat moedeloos is, Here, vir hulle wat nie meer kans sien vir die lewe nie. Ontferm U oor hulle, Here. En wees die kinders genadig. Ons bid vir ons skoolkinders, Here, en ons onderwysers. Ons dankie vir 'n rustydjie wat hulle kon ervaar. En ons vra, Here, wil U ook in hierdie kwartaal wat voorlê, hulle met krag en ywer, getrouheid seën, sodat hulle met ywer ook hierdie taak aanpak van die kwartaal wat voorlê en U daarmee verheerlik. Skenk hulle lewensvreugde, o Here. Dankie vir ons kinders. Dis vir ons so groot seën. Seën ons kinders, Here Jesus. En Here Jesus, ons dra ook aan U op, hulle wat in hierdie week voor 'n oop graf moet staan, en ons vra, wil U troos en bystaan, hulle wat rou. Here Jesus, ons dankie vir die woord wat lewendig en kragtig is en ook met ons vandag opnuut werk, en ons bid, skryf hierdie woorde in ons hart. Wil U daardeur ook vir ons die toerusting gee wat ons nodig het om U soldate te wees in hierdie wêreld, die aanslag te hanteer, maar ook die bevryding wat daar in U is en die vrede wat daar in U is uiteindelik te verkondig. Ons vra dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. U het gehoor die tema van ons prediking, die Here genees deur nederigheid. Kom ons lees vers 3. Nou hier sien jy, ek het verkeerd gesê, dis vers 3 nie vers 2 nie, waar die twee aspekte, die teenpole van nederigheid geteken word met hierdie twee woorde, en ons gaan daarna kyk. Moet jy iets doen uit selfsug of uit eer nie. En luister dan nou mooi, dan stel hy dit so, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dit is nie die enigste plek in hierdie gedeelte waar hierdie woord gebruik word nie. Jy sien dit ook in vers 8, waar die Here Jesus, hy het homself verneder. Selfde woord word gebruik wat die Here van sy kerk vra in vers 3, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Wat is die probleem? Met wie praat die Here hier? Kom ons blaai om, nou hoofstuk 4. In hoofstuk 4 praat die Here met, hy noem mense by die naam. Hy sê in vers 2, ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ek vra ook jou opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie. Ek saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Filippi was 'n besondere gemeente, maar hier was 'n probleem. Hier was mense in die gemeente wat met mekaar gestry het. Was nie net die manne wat soldate was nie, ook die vrouens het 'n veglus gehad. En na jare van oorlog, toe daar nou nie meer 'n vyand is van buite wat ons moet bestry nie, toe beklei hulle met mekaar. En is dit nie maar iets wat ons ervaar het in die AP Kerk nie. Ons het 'n vyand gehad hier in die 80er jare van liberalisme, en ons het dit beveg hand in tand. En ons het met die genade van die Here kerkies gehad waaraan ons die Here kan aanbid. Maar ons is mense wat gereed is vir die stryd, en dan veg ons soms met mekaar. Die Here veroordeel dit hier. Hy sê, vermaan hierdie twee susters, hulle is stryders, hulle het met my saam gestry vir die Here, en nou beklei hulle met mekaar. Hy sê, help hulle, om eensgesind te wees, want dit is hoe die kerk van die Here moet lyk. Kyk hoe stel hy dit hier, een van siel en een van sin.
Mense wat saam dink en saam praat. Hoef nie altyd eenders te dink nie, maar hulle moet saam dink en saam praat en saam in diens van die Here staan, saam werk vir die Here. Nou in die Griekse wêreld en in die Romeinse wêreld was daar sekere deugde wat mense baie hoog aangeslaan het. En dit was byvoorbeeld die deugde van krag en van dapperheid, en dit is mense wat bewonder is as jy hierdie deugde het. Maar nederigheid, soos wat dit hier beskryf word, was nie gesien as een van die deugde wat 'n mens moet nastreef nie. Dit is gesien as iets wat hoort by 'n slaaf. 'n Slaaf moet nederig wees. 270 keer in die Bybel word hierdie woord gebruik om te sê, dis iets wat vir die Here belangrik is, en wat hy in 'n positiewe lig stel vir sy kerk en vir sy kinders. Dis iets wat ons moet hê. Nou die eerste prentjie waarna ons kyk is die siekprentjie, waar ons moet weet, ons het 'n siekte en ons moet na die dokter gaan met hierdie siekte. En wat is hierdie siekte? En hy beskryf dit in vers 3 met hierdie twee woorde, hy noem dit selfsug en ydelle eer. Nou, 'n selfsug is 'n selfgerigtheid waar jy net vir jouself na jouself kyk en jou eie belange kyk. En dit is nommer 1 vir wie jy wil sorg. En niemand anders nie. Maar ydelle eer, wat is dit? In die eerste oopslag dink ek, ek het daarom nie daai een nie. Ek het nie ydelle eer nie. Maar wat is ydelle eer? Dis eintlik een Griekse woord wat bestaan uit 2 dele. Dis kenodoxa. Nou kinesis beteken om leeg te wees, en doxa beteken eer. En wat die Here in hierdie gedeelte vir ons sê, mense grootste probleem, hoekom mense sukkel met verhoudinge, en in die kerk sukkel met verhoudinge, en in die kerk met mekaar beklei en stry, is weens dit wat hier beskryf word. Die eer kom aan die Here toe. Jesaja 43 vers 7. Hy het jou geskape, geformeer tot sy eer en om hom te verheerlik. En na die sondeval het die mens sy rug op God gedraai. En hierdie vakuum het veroorsaak dat ek graag wil hê dat mense my raak sien. My eer, my naam eer. My regverdig behandel. My erken. En as dit nie gebeur nie, dan sal ek veg om my te laat geld. Dit word op baie verskillende maniere beskryf en in mense se lewens raak gesien. Een manier hoe Tim Keller dit beskryf is, jy kyk na bendes, ons het nou die Kaapse weer by ons, maar in die Kaapse bendes sien 'n mens soms 'n klomp jong manne, wat dink hulle word nie geag nie. Maar in 'n bende, as jy net skeef na hom kyk, sal hy 'n mes trek op jou. Dat jy respek vir hom sal hê. En dis hoe hy sy respek kry, met geweld. En in 'n persoonlike sin is daar iets aan. Elkeen van ons wat baie graag wil hê dat mense ons erken. Dat mense ons raak sien. Dat mense ons die respek gee wat ons dink ons toekom. Jy sien, dis een ding om 'n soldaat te wees, te sien daar's 'n vyand en jouself te verdedig en aan te val. Dis iets anders. As jy daaroor dink dat mense my dalk sal vergeet. Dit breek mense. Om te dink niemand ag my met die waardigheid wat ek dink my toekom nie. Hier is 'n vakuum in my hart wat erkenning soek. En ek het nodig dat mense vir my sê, jy is nie moeite werd. Jy word geag. Jy word liefgehê. Jy is kosbaar.
En dit help my as ek dit hoor. Maar as ek dit nie hoor nie, en nie ervaar nie, is ek bereid om te veg om myself te laat geld. Die Bybel noem dit trots. En ons gaan kyk wat dit beteken. Want trots is die afgod wat ons treiter, sodat ons nie nederigheid in ons lewens hê nie. En Jonathan Edwards het gesê daar's 4 goed wat hy onderskei wat, as jy wil weet hoe om nederig te wees, is die teenpool daarvan hierdie aspekte van trots. En die eerste aspek daarvan is dat jy gedrewe mens is, daar is iets wat jou dryf. Jy is prestasiegerig, maar dis meer as dit. Jy sien soms as jy gedrewe is, kom ons sê jy is 'n atleet. En jy vind vreugde daaraan om te oefen en saam met mense te wees wat oefen en dit maak jou bly. Dis wat maak jy te passie om fiks te wees en dit te geniet. En dan sien 'n mens of dit werklik die motief is wanneer jy nie wen nie, wanneer jy tweede kom. Want as dit jou motief is, dan gee jy nie om as jou maat die rekord breek en nie jy nie, want dis jou passie. Jy geniet dit om dit te doen. Of dit nou jou maat is wat wen of jy geniet hierdie sport. Jy sien dit in Saul. In die liedjie wat die vrouens sing. Saul was 'n soldaat. Hy was 'n lang man. Hy was 'n bedrewe vegter. En die vrouens het gesing, Saul het sy duisende verslaan. En dit het sy ego goed gedoen. Om te weet, dis wat mense van hom dink. Hy is 'n soldaat wat homself kan gee. Hy het duisende verslaan. En dan sing hulle die tweede liedjie, deel van hierdie liedjie is, maar Dawid sy 10.000. En onmiddellik, net daar, het hy begin met 'n haat en moordplanne teenoor Dawid. Hy wou hom uit die weg ruim, hy het hom gegooi met sy spies, hy wou hom verbrysel. Maar dis die verskil tussen 'n liefde gedrewe lewe en 'n trots gedrewe lewe. En ons almal worstel daarmee. Maar op raak jy jaloers. Een ding om te sê, wel, dis wat ek bereik het, is iets anders om te sê, wel, as ek kyk wat daai bereik het, dan beteken hierdie nie veel nie. En ons toets onsself die hele tyd, nie? So as mense ontmoet, wat kan hierdie persoon doen om my te bevestig dat ek iemand is? Dis die eerste ding wat Jonathan Edwards identifiseer. Dit is 'n gedrewe lewe. Nie net prestasie gedrewe nie, maar wat jouself voortdurend toets. Ekskuus, is nou die krag wat nou vanaf. Ek dink sit maar net die ligte ook af dat hulle nou nie skade kry nie. Dankie Annetjie. Daar is hy, dankie, net so. Die tweede ding wat hy identifiseer is dat mense wat aan die afgod van trots hulle voorbuig, is mense met hardkoppigheid. Is mense wat jy nie kan leer nie. Mense wat weet. Ons almal ken sulke mense, nie? Mense wat onleerbaar is. Nou vir ons boere en ons manne is dit baie keer baie moeilik, want jy weet, beginselvasheid is 'n deug, maar dit is so naby aan hardkoppigheid. En baie keer is ons trots op ons hardkoppigheid en ons dink dit is 'n deug, maar as jy onleerbaar is, en as jy jou nie voor God kan buig nie, dan is dit 'n probleem. Want 'n kind van die Here, en ons het dit vandag gedoen, kom daagliks buig voor die Here om te sê, Here, ek is 'n sondaar mens, ek het U nodig. Ek het geval, vergewe my. Hardkoppigheid wil dit nie doen nie. Dit is die teenoorgestelde van nederigheid.
As jy dink my hardkoppigheid is aanvaarbaar, is nie vir die Here aanvaarbaar nie. Dis die teenoorgestelde van nederigheid. 'n volgende ding wat beskryf word as die teenpool van nederigheid, is 'n selfbewustheid wat oorgaan na selfbeheptheid. C.S. Lewis skryf 'n boek, die Engelse woord is Screwtape Letters, waar hy praat in 'n beskrywing van duiwels, waar die ervare duiwel nou vir hierdie jong duiweltjie wil leer hoe om 'n goeie duiwel te wees en mense van die Here af weg te trek. En wat hy sê, en dis baie interessant, hy sê die probleem wat hierdie jong duiwel toe nou kom en vir die ervare duiwel nou vertel is, sy Christen wat hy probeer treiter het nederig geword. Wat moet hy doen? En die ervare duiwel vir hom sê is, fluister in sy oor, hy is nederig. Want die oomblik as hy trots is daarop, is hy nie meer nederig nie. Maak hom bewus van hierdie deug. Solank hy besig bly met homself, het jy gewen. Die oomblik as hy nie meer dink aan homself nie, dan verloor ons. Volgende ding wat belangrik is in ons identifisering van wat nederigheid is dat mense dink dat nederigheid is 'n selfhaat. En die tragedie is, mense wat selfhaat in hulle lewe het, kan nie lief hê nie. En daarom skryf C.S. Lewis ook, hy sê, nederigheid is nie om niks te dink van jouself nie, maar om minder te dink oor jouself. Dink bietjie daaroor, nee, dis nogal iets. Nie om niks te dink van jouself nie, maar om minder te dink net aan jouself. Mense wat niks van hulle self dink nie, wat dink dis nederigheid, ek moet 'n vloerlap wees, my lewe is niks werd nie. Is mense wat nog steeds op hulle self fokus. Maar ons het nederigheid nodig, en nou is die vraag, hoe kry ons dit? Kom ons kyk eers, as jy by 'n dokter kom, en hy wys vir jou, dit is nou hoe jou plate lyk, van die skandering wat gedoen is. Dan help dit baie keer as hy wys, maar dis hoe dit moet lyk eintlik. Dis hoe jou hart lyk, en dis hoe 'n gesonde hart lyk. Nou is die vraag, hoe lyk 'n gesonde hart? Dit teken die Here in hierdie gedeelte vir ons baie duidelik. As jy wil weet wat nederigheid is, dan lees jy vers 6 tot vers 11, wat ons nou volgende keer gaan doen. Want wat hy vir ons wys, is 'n foto van die Here Jesus. En hy wys vir ons die Here Jesus wat van ewigheid af God is. En dan staan daar, hy het homself ontledig. Hy het homself leeg gemaak. En nou is die vraag van wat? Want daar staan nie van wat nie. Vir wat het Jesus hom leeg gemaak? En dan word die woord verneder gebruik in vers 7. Het hy hom leeg gemaak van sy goddelikheid? Die antwoord is nee. Hy is gelyk God en mens. Hy het God gebly. Maar hy het by sy goddelike natuur ook 'n menslike natuur aangeneem. So hy het hom nie leeg gemaak van sy goddelikheid nie. Van wat het hy hom dan leeg gemaak? Die antwoord is van sy heerlikheid. Dis dieselfde woord wat gebruik word by ydelle eer. By die mens is dit 'n eer, 'n soeke na eer wat jy nie het nie, wat leeg is. By die Here Jesus het hy die heerlikheid en die grootheid en die majesteit daarvan afstand gedoen en 'n mens geword wat verneder is en aan 'n kruis gesterf het. Dis waarvan hy hom leeg gemaak het. So wat die Here hier vir ons sê is, dis ons geneigtheid om eer en heerlikheid te soek. En omdat ons mens ons rug op God gedraai het, gee ons nie die heerlikheid aan hom nie, maar kyk wat Jesus gedoen het. Hy het sy heerlikheid prys gegee. En aan 'n kruis vir jou en my betaal en vir ons gesterf.
sodat ons die prentjie kan kry. Prentjie van wie hy is. Want as jy na die Here toe kom, as 'n prestasiegedrewe mens wat sê, wel, dis nou al wat ek al bereik het. Ek het die Bybel al soveel keer gelees, ek kom soveel keer in die kerk, dis my kerklike bydrae. Ek wil graag u kind wees. Wat gaan die Here vir jou sê? Hy gaan jou wegstuur, sê jy verstaan nie wie ek is nie. Dis nie die mense wat ek wil jy met my moet dien nie. Dis die prentjie. God wat homself klein maak en verneder vir jou verlossing. Daarom sê die Bybel, verneder jou onder die kragtige hand van God en hy sal jou verhoog, hy sal jou sy kind maak. Jy het nederigheid nodig om kind van die Here te wees. En ek dink dit sê vir jou iets van die belangrikheid van hierdie deeg. Hoekom nederigheid in my en jou lewe ontsaglik belangrik is. In 'n wêreld wat dit nie wil erken of wil hê nie. Wat net eie eer en prestasie voorop stel, sê die Here, dis 'n deeg vir 'n kind van die Here om nederig te wees. Nou hoe kry ek dit? En die antwoord in hierdie gedeelte is dat dit nie eintlik gaan oor iets wat jy bereik nie. Jy kan vir mense soms vra oor hulle vaardighede. Wel, ek sien jy is baie goed met mense. Hoe kry jy dit reg? En ek kan vir jou sê, wel, ek het hierdie boeke gelees en dis hoe jy mense benader, dis hoe jou lyfstaal moet wees, dis hoe jy moet luister, dis wat jy moet sê. As jy vir iemand vra oor nederigheid, as jy iemand ken wat nederig is, sê vir die persoon, maar hoe word ek nederig? En hy sê vir jou, wel, ek het in standaard 4 al die balkie gekry vir nederigheid en by my ander 700 balkies, was dit die een waarop ek die trotste was. Nou gaan jy nie verder praat met die persoon nie, want dis nie nederigheid nie. Dis trots. So hoe kry jy dit? En die antwoord in hierdie gedeelte is, dit gaan oor 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Hoe meer jy, en dit wat C.S. Lewis gesê het, nie fokus op jouself nie, nie net heeltyd dink oor jouself nie, maar dink oor Christus. Hoe nader kom jy daar? En dan begin dit prakties raak in situasies waar ek wil reageer met, soos wat hy dit hier beskryf, fokus op myself, my leemte, my behoefte aan eer en erkenning. Hoe meer ek fokus op Christus, dink ek aan, wat wil die Here hê moet ek in hierdie situasie doen? Hoe wil hy hê moet ek hierdie probleem hanteer, hierdie belediging hanteer? Want kyk mooi wat sê hy in hierdie gedeelte. Hy sê, omdat julle vir Christus die gawe ontvang het, hy beskryf dit in vers 29, omdat julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie net in hom te glo nie, want dis wat jy het. Jy het die gawe om in God te glo ontvang. Sê hy, kyk wat sê die volgende gedeelte, en ons hou nie daarvan nie, maar dit staan daar, maar ook vir hom te ly. Dit maak dit moontlik dat ek jou kan vat. Wanneer daai belediging kom, wanneer daai onregverdige behandeling kom, wanneer daai skewe woord kom, wanneer daai sarkasme kom, kan ek dit hanteer, want ek het die gawe om in Jesus te glo, maar meer as dit, sy prentjie. Ek wil hierdie God aanbid, wat bereid is om voete te was, my voete, sodat ek ook voete kan was, en ek vat jou. Nie as 'n prestasie wat ek bereik nie. Ek kry deel aan die lyding van Jesus. My grootste behoefte is om hom te verheerlik, om naby aan hom te wees. En my fokus is nie op myself en net wat ek kry en wat ek nie kry nie, maar om hom te verheerlik. En dan kom ek nader aan dit wat hy hier sê. Sy blydskap is volkome wanneer die kerk van die Here, sy kinders, eensgesind is, wanneer hulle liefde vir mekaar het, wanneer hulle een siel het, wanneer hulle saam dink. Nou hoe is dit moontlik? Vers 1 sê dit. Wanneer jy begin fokus, kyk nou mooi na vers 1 en gaan saam met my daardeur, wanneer jy fokus op die troos wat daar in Christus is, fokus ek nie op my eie trane nie.
Kyk verder, vers 1, wanneer ek fokus op die vertroosting van die liefde, hoef ek nie in haat te reageer nie. Wanneer ek fokus op die gemeenskap van die Gees, voel ek nie meer eensaam nie. Ek het erkenning van mense nodig nie. Wanneer ek fokus op die innige tederheid en ontferming van my liefdevolle God, Vader en Verlosser, fokus ek nie op die tederigheid wat ek dink ek nodig het nie. Wat ek reeds van hom ontvang het, sodat ek dit kan gee. Kom ons slaan weer die hoekpale in. Waaroor gaan dit hier? Die Here sê vir ons moet weet as kerk en as kinders van die Here, in wese, na die sondeval is ons harte daartoe geneig om van trotsheid 'n afgod te maak. Ons sien dit in die selfsug waarmee ons daagliks te doen het en waarteen ons stry, en ons sien dit in die ontsaglike leemte wat ons het, dat ons erkenning moet kry. Hoe lyk die gesonde prentjie? Dis die prentjie van 'n eensgesinde gemeente. Een van siel en een van sin. Want dis mense wat nie op hulle self fokus nie, maar op Jesus. Nie, hoe kan ek my eer en my naam en my erkenning terugkry nie, maar hoe kan ek God verheerlik in hierdie krisis, in die pyn, in hierdie hartseer, in wat ook al in my lewe aan die gang is, in my prestasies, in die dinge waarop ek trots is en waarop ek bly is, hoe kan ek God daarmee verheerlik? En laastens sê hy, die manier hoe jy dit kry, is deur jou oë. Wat sien jy? Jy kan twee mense hê, wat in dieselfde situasie, in dieselfde omstandighede kyk. Jy sien baie gou die een raak wat net op homself fokus. Dis hoe 'n persoon reageer op erkenning, en hoe 'n persoon reageer wanneer hulle agterkom, daar is iemand wat meer het as wat ek het. In dieselfde asem sien 'n mens in hierdie gedeelte. Die fokus op Christus help ons om nader te kom aan die nederigheid wat God van ons vra. En kom ons vra die Here om ons daarmee te help in hierdie week. Amen. Kom ons bid saam. O Vader, U ken ons harte. U het ons nogtans lief. Vul ons harte met 'n bewustheid, nie net van wie ons is nie, maar veral van wie U is. En die eer wat U toekom. Here, help ons om van harte vir U te lewe, met liefde vir U te lewe, met vreugde vir U te lewe. Nie te fokus op ons eie seer en behoefte en hartseer, meer te fokus op die gawes wat U vir ons gee, sodat ons kan uitdeel. Here, help ons om te vergewe. Ons vra dit in Jesus naam, amen.